Onthou nou, ons is besig met die idee van saam met ander of by ander bid. Handelinge 4 vers 23 tot 31. Na hulle vrylating het Petrus en Johannes na hulle eie mense gegaan en hulle vertel wat die leierpriesters en familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle God eensgesind aangeroep en gesê: Here, U is die een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het, wat by monde van ons vader Dawid, U dienskneg, deur die Heilige Gees gesê het: Waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle, Herodes en Pontius Pilatus, saam met die heidene nasies en die volke van Israel, saamgespan teen U heilige dienskneg Jesus, wat U gesalf het, om alles te doen wat U deur U hand en U plan vooruit beskik het dat dit gebeur. En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat U diensknegte U boodskap met alle vrymoedigheid verkondig, deur U hand uit te strek tot genesing, en deurdat tekens en wonders deur die naam van U heilige dienskneg Jesus plaasvind. Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskud en almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Ons lees net tot daarso. Nou, daar's 'n paar dinge in hierdie teks wat ek somme van die begin af net puntgewys wil uitwys. Petrus en Johannes is terug na hulle eie geloofsgemeenskap toe, hulle mense. Daar het hulle saam gebid, deur die Here eengesind aan te roep. Hulle het begin met 'n belydenis: U is die Here wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. Uiteindelik word hulle gebed 'n aanhaling van die Ou Testament, Psalm 2 vers 1 tot 2. Dit wat Dawid gesê het: Waarom gaan die heidene nasies te kere, ensovoorts ensovoorts. Dan deel hulle eie lot met die Here. Dit wat hulle van Psalm 2 in hulle eie wêreld raak sien. Hulle deel hulle behoeftes en hulle verwagtinge van die Here, en nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat ons met vrymoedigheid sal verkondig. En na dit het die Gees tasbaar geword en is almal met die Heilige Gees vervul in hulle gebed. En die uiteinde van daai vervulling is dat almal wel met vrymoedigheid die woord van God verkondig het. Nou, so wonderlik as wat hierdie gedeelte is dit nie 'n bloudruk van hoe ons gebede altyd moet lyk nie. Dit is ook nie 'n bevestiging van, as jy net eg genoeg, eensgesind genoeg bid, is dit wat die gevolg gaan wees nie. Hierdie gedeelte in Handelinge kommunikeer eerder vir ons iets rondom die lot van die vroeë kerk, die uitdagings, sowel as die eensgesindheid, die volharding en die vrymoedigheid in Christus. Maar reeds in hulle manier van disippelskap, eensgesindheid, volharding, vrymoedigheid, word ons in ons geloofslewe gekonfronteer. Tye verander natuurlik, en daarom moet ons versigtig wees om net alles van die vroeë kerk te probeer copy en paste op ons eie omstandighede. Ons moet ook versigtig wees om die vroeë kerk te romantiseer, asof hulle dit reg gedoen het en ons het verkeerd gedoen. Hulle was ook maar op hulle maniere hardkoppig en het ook maar mense moeilikheid beleef. Maar iets van wat hulle verstaan het, dink ek is ons besig om te vergeet. Nou, die beeld wat by my opkom om dit wat hulle verstaan en ons vergeet te verduidelik, is 'n beeld wat Paulus ook gereeld gebruik het. Vir die vroeë Christene was Christenskap soos om volledig nuwe klere aan te trek. Bedoelende, jy trek jou ou klere uit, jy gooi dit weg en jy trek 'n hele stel nuwe klere aan. Om vir Jesus te volg is 'n volledige nuwe identiteit wat elke aspek van jou lewe raak, maar nie net raak nie, radikaal verander. Vir ons, vir Christene vandag, dink ek, raak Christenskap al hoe meer 'n name tag, wat jy eintlik maar net op jou eie klere aanplak. Nie so seer 'n nuwe volledige identiteit nie, nie so seer hierdie radikale skuif nie, maar 'n klein label, skaars sigbaar, ek is 'n Christen.
boonop 'n label wat jy sommer van dag tot dag kies om self te teken en op te plak of nie? Hierdie identiteitsverstaan, ou klere, nuwe klere teenoor 'n label, is waar saam bid ons kan help. Gebed saam het die vermoë om ons werklikheid te verander en te vorm, sodat ons verby hierdie gevaar of hierdie uitdaging, die lokval van oppervlakkige geloof, meer eg en in dieper verhouding met God en in verhouding met ons medegelowiges kan leef. Want waar en wanneer ons saam met ander bid, word die eie ek so bietjie, verloor die eie ek beheer. Dis ewe skielik nie meer net ek wat bid nie, maar ek wat ook luister na ander mense wat bid, ander mense wat namens my met die Here praat. Waar en wanneer ons saam bid, is dit 'n spanpoging van verskillende belange, verskillende persoonlikhede, verskillende lewensfases, verskillende omstandighede, unieke verhoudings met God en belewennisse van God, wat alles op een of ander manier deur die Heilige Gees 'n eensgesindheid kan kweek. Wanneer en waar ons saam met egte harte saam bid. Nou, uit die aard van die saak, is daar 'n klomp verskillende maniere van saam bid. Ek het hard probeer dink en ek kon aan 5 dink. As jy na vanoggend se erediens aan nog kan dink, asseblief kom deel dit met my. Ek is baie nuuskierig. Saam bid kan beteken letterlik gelyk bid. Beteken op dieselfde tyd of in dieselfde spasie saam bid, of elkeen hardop of in stilte. Maar saam bid selfde tyd en plek. Saam bid kan ook beteken op dieselfde tyd en plek, maar met 'n voorganger. Ons is baie bekend daarmee, dis hoe die meeste gebede tydens 'n erediens is. Een persoon bid, maar ons almal bid saam. Of as ons baie keer afsluit by geleenthede, of as ons bid vir kos. Dis nie asof elkeen sy eie gebedjie opsê nie. So saam bid, tyd en plek, maar een persoon wat voorvat. Saam bid kan ook beteken op dieselfde tyd, maar op verskillende plekke. As ons byvoorbeeld as gemeente 'n biduur het, of as die land 'n biduur het, as ons vir een of ander rede op dieselfde tyd, Vrydagoggend 6:00, maak nie saak in watse land jy is nie, bid ons vir die vervolgde kerk. Daai kwessie. Saam bid op dieselfde tyd, verskillende plekke. Saam bid kan ook beteken om eenvoudig oor dieselfde ding te bid. Ons bid hierdie week saam vir ons jeug, of ons bid hierdie week saam vir die vervolgde kerk, soos wat ons 'n ruk gelede wel gedoen het. So om saam oor dieselfde saak of agenda te bid. En dan, vyfdens, kan saam bid ook behels om deur tyd, verskillende plekke, saam met gelowiges van alle tye te bid. Dit behels die bid van die Onse Vader, of die bid van Psalms, waar jy weet, mense het 2000 jaar terug hierdie selfde ding gebid. Baie maniere van saam bid. Nou in die Handelinge teks van vanoggend sien ons ook 'n klomp van hierdie verskillende trekke raak. Hulle bid op dieselfde tyd en plek, fisies saam. Hulle bid rondom dieselfde saak van vrymoedigheid. Hulle bid saam met mense of gelowiges van alle tye deur 'n gedeelte van Dawid se Psalm 2 te bid. En as ons nog so trekkie teruggee en verstaan dat sorry, daar verloor ek my gedagtegang. Ek dink dis nou, ek het hierdie week verjaar, ek dink ek word nou oud, dis wat hier gebeur. As ons net 'n trekkie teruggee en besef dat Petrus en Johannes, as hulle vrygelaat was, beteken dit dat hulle was op 'n stadium in 'n tronk, wat beteken daar sou ook 'n mate van voorbidding deur hulle geloofsgemeenskap gewees het. So 'n klomp van verskillende maniere van saambid. Die punt is dit, klomp maniere van saambid en 'n klomp maniere wat die vroeë kerk saam gebid het, en dit het die spasie geskep vir dieper afhanklikheid op God, egte meelewing en eengesindheid as gemeenskap, en vanuit dit borrel hierdie volharding. So gebed wat ons vorm.
Die krag van saam bid is van die kwessies wat hier uitkom. Ons het reeds mekaar gesê, gebed is verhouding met God, en dat gebed en verhouding met God 'n gesprek is wat God begin het. Alles begin by God drie-enig. Maar gebed is nie primêr 'n me, myself en I tipe gesprek nie. So, ons wat saam bid, is so waar en so gegrond in God wat eerste praat, dat selfs wanneer ek en jy in ons persoonlike hoedanigheid alleen spontaan bid, is dit nog steeds as deel van die liggaam van Christus. Een kerk. Ja, geloof het 'n baie sterk persoonlike komponent, maar dit beteken nie dat geloof 'n me, myself en I ding is nie. Die hele kwessie van geloof is 'n gemeenskaplike ding, en daarom is die hele kwessie van gebed ook 'n gemeenskaplike ding, waar ons saam behoort te bid. Nou in dit alles is daar so 'n bietjie van 'n uitnodiging, waar ons iets kan besef van die mate waartoe ons gebedslewe nie net 'n individuele skietgebedroetine hoef te wees nie, is daar 'n uitnodiging om opnuut gevorm en ontmoet te word deur die Here. God nooi ons uit, in die besonder deur die kruisdood en opstanding van Jesus, maar ook elke dag deur die Gees se nabyheid en werking. So nooi God ons uit om nie net met God te praat nie, natuurlik ook om met God te praat, maar nie om net met God te praat nie, beslis ook nie net om 'n klomp dinge van God te vra nie. God nooi ons uit om persoonlik en saam met ander in gemeenskap die volheid van ons menswees, ons hart, ons siel, ons verstand, selfs ons beliggaamde menswees, om dit alles aan die Here toe te wy. Die uitnodiging is dus om jou hele lewe in gebed met die Here te deel, en om daarvandaan jou hele lewe 'n lewe van gebed te leef in verhouding met God, saam met ander. Om te praat oor gebed is fantasties. Om te lees oor gebed is net so fantasties. Maar uiteindelik is dit aansienlik meer vervelig om te praat oor gebed of om te lees oor gebed as om net te bid. Daarom gaan ons nou 'n bietjie van 'n ruimte skep vir saam bid. Moenie te angstig raak nie. Die meer angswekkende deel sal die huiswerk wees. Ek gaan begin deur die teks weer vir ons te lees, aangesien die teks immers 'n gebed is. Daarna gaan ek vir jou tyd gee vir stil gebed. Onthou nou in jou kop en in jou hart, ons bid stil, maar ons bid saam. Ons aanbid ook dieselfde God. En uiteindelik sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. So kom ons bid saam. Here, U is die een wat die hemel en die aarde en die see en alles daarin gemaak het. En wat by monde van ons vader Dawid, U diensknegt, deur die Heilige Gees gesê het: waarom gaan die heidene nasies te kere en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde neem stelling in en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde. Want inderdaad, in hierdie stad het hulle saamgespan teen U heilige diensknegt Jesus, wat U gesalf het, om alles te doen wat U deur U hand en U plan vooruit beskik het dat dit gebeur. En nou, Here, slaan ag op hulle dreigemente en gee dat U diensknegte U boodskap met alle vrymoedigheid verkondig, deur U hand uit te strek tot genesing en deur dat tekens en wonders deur die naam van U heilige diensknegt Jesus plaasvind. Here, dit is ook nou ons gebed, as ons in stilte saam van U teenwoordigheid bewus word. Here, ontmoet ook ons nou in hierdie stilte en hoor ons harte.
Here, sal U ons ook hierdie week help om in alle afhanklikheid en met alle vrymoedigheid U woord te verkondig en in en vanuit U genade te leef. En waar ons daarmee sukkel en waar ons struikel, is dit ons eenvoudige gebed. Here, Jesus Christus, Seun van God, wees ons as sondaars genadig. Ontferm U oor ons en lei ons in elke oomblik van elke dag tot eer van U koninkryk. Help ons om eg te bid en te leef en help ons om ook eg saam met ander te bid en te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.